Hallo almal en welkom. Is julle reg vir 'n ongelooflike avontuur? Vandag duik ons in die super interessante, geheime wêreld van materie. Goed, kom ons begin sommer dadelik met 'n raaisel. Wat dink jy het 'n ysblokkie en 'n wolk in gemeen? Ja, ek weet dit klink 'n bietjie vreemd, né? Maar glo my, hulle is eintlik baie nader aan mekaar as wat jy dink. Kom ons gaan vind uit hoekom. Reg, elke goeie storie het mos helde nodig. En die helde van ons avontuur is die partikelpelle. En ons gaan hulle heel eers ontmoet waar hulle lekker knissen by mekaar is in die wêreld van 'n vaste stof. So, kyk 'n bietjie rondom jou. Alles, en ek bedoel alles, wat jy kan sien en aanraak, daai lesenaar, jou stoel, selfs jy, is gemaak van hierdie ongelooflike klein partikelpelle. En in die vaste stofwêreld, wel, daar is hulle so soldate op parade, piekfyn en netjiese rye, styf teen mekaar gepak en elkeen staan op sy eie plekkie. So, hoe voel dit nou eintlik om 'n vaste partikelpal te wees? Wel, dis nogal knus. Dink aan supersterk kragte, amper so supergom wat hulle almal bymekaar hou. Dis presies hoekom vaste stowwe hul eie vaste vorm het. Maar staan hulle heeltemal stil? Nee, glad nie. Hulle is vol energie, so hulle is die hele tyd besig om so 'n bietjie te wikkel en te wriemel en te vibreer reg daar in hulle eie klein plekkies. Goed, ons partikelpelle is nou lekker knus en georganiseer, maar dinge staan op die punt om, wel, 'n bietjie opgeskit te word. So wat gebeur as ons die hitte 'n bietjie opdraai? Dit is tyd om die geheime bestanddeel van ons hele avontuur bekend te stel. En daai geheime bestanddeel is energie. Hier's die sleutel tot ons hele storie. Die een ding dat alles laat gebeur is energie. Of jy dit nou byvoeg en dinge opwarm, of dit wegneem en dinge afkoel, energie is die engine wat ons partikelpelle van een toestand na die volgende vat. Kyk net hier, 'n gewone ysblokkie wat smelt. As ons hitte byvoeg, gee ons vir daai partikelpelle 'n massiewe energiehupstoot. Hulle hou op om net so saggies te wikkel en hulle begin om regtig wild in hul plekkies te vibreer. Dit raak nou 'n partytjie daar binne. Okay, stel jou gou hierdie voor. Jy en jou maat hou hande vas in 'n sirkel. Eers spring julle net so bietjie op en af, maar dan begin julle wilder en wilder spring. Wat gebeur? Op 'n punt is dit net onmoontlik om aan te hou vashou, né? Wel, dis presies wat met ons partikelpelle gebeur. Hulle kry soveel energie en vibreer so wild dat hy supergom wat hulle in plek gehou het, net breek. En poef, net so breek hulle los. Welkom partikelpelle in 'n splinternuwe, glibberige en glyerige wêreld. Dis tyd vir die vloeistofavontuur. Sjoe, vryheid! Nou, as 'n vloeistof is die partikelpelle nog steeds redelik naby mekaar, maar hulle is nie meer in daai stywe, vaste posisies toegesluit nie. Nee, nou kan hulle rondbeweeg, verby mekaar gly en so 'n bietjie rondtuimel. En dis presies hoekom 'n vloeistof, soos water, kan vloei en die vorm aanneem van enige beker of bak waarin jy dit gooi. So kom ons kyk gou, wat is die groot verskil hier? Wel, die partikelpelle het gegaan van 'n super netjiese geordende patroon na 'n lekker deurmekaar spul. Hulle het gegaan van net op een plek vibreer na vrylik verby mekaar gly. En die groot een, hulle het nie meer hul eie vaste vorm nie. Dis nogal 'n reuse verandering, né? Maar wag, die avontuur is nog lank nie verby nie. Ons partikelpelle het nou 'n bietjie meer vryheid. Maar wat dink jy gebeur as ons hulle nog meer energie gee? Reg, dis tyd vir maksimum krag. Okay, hou vas julle hoedens. As ons nog hitte byvoeg en hulle nog meer energie gee, wel, dan breek hulle heeltemal van mekaar los. Hulle gaan van net so rustig verby mekaar gly na heeltemal wild raak. En daar gaan hulle. Woesh! Die partikelpelle het nou soveel energie dat hulle teen 'n ongelooflike spoed in alle rigtings rondzoom. Hulle versprei en vul enige spasie waarin hulle is heeltemal op. Jy weet, dis presies soos wanneer jy 'n ballon opblaas. Daai klein ligdeeltjies, ons gaspelle, jaag rond en vul elke liewe hoekie en draai van daai ballon. Ja, die lewe as 'n gasspel is pure vryheid. Hulle is baie ver van mekaar af. Hulle beweeg superduper vinnig en daai kragte wat hulle eens bymekaar gehou het, amper niks. Dit beteken hulle het geen vaste vorm of volume nie. En omdat daar so baie leë spasie tussen hulle is, kan jy hulle maklik saamdruk in 'n kleiner houer. Sjoe, dit was 'n wilde rit. Ons het gesien hoe die partikelpelle opwarm en heeltemal mal gaan. Maar elke goeie avontuur het mos 'n reis terug huis toe. So wat gebeur
as ons die hele proses omkeer? Jy het dit reg geraai. In plaas daarvan om energie by te voeg, gaan ons dit nou wegneem. Dis al wat afkoeling is, jy weet, ons haal net die energie uit die stelsel. En wat gebeur as ons partikelpelle energie verloor? Wel, hulle begin stadiger en stadiger beweeg. En hier sien ons die hele reis in een prentjie. Soos daai wilde gaspelle afkoel en energie verloor, beweeg hulle stadiger en kom nader aan mekaar. Dan word hulle weer 'n vloeistof. Dis wat ons kondensasie noem. En as ons aanhou afkoel, wel, dan word hulle nog stadiger totdat hulle weer in daai netjiese vaste posisies inklik. En dis bevriesing. En net so is ons partikelpelle weer veilig terug by die huis. So, wat's nou eintlik die een groot ding wat ons uit hierdie hele avontuur moet leer? Dis eintlik doeteenvoudig. Na al die smelt en die gly en die rondzoom, onthou net dit. Die hoeveelheid energie wat die partikelpelle het, bepaal absoluut alles. Meer energie, meer beweging en vryheid. Minder energie, 'n meer geordende, rustige struktuur. Reg, en net voor ons groet, hier's 'n klein breinbreker vir jou. Ons het nou geleer dat vaste stowwe 'n vaste vorm het, reg? Maar dink aan suiker of sand. As jy dit in 'n bak gooi, neem dit die vorm van die bak aan. Hoekom gebeur dit as suiker en sand aan vaste stowwe is? Dis 'n goeie een om bietjie oor te wonder, nê? Dankie dat julle saam met my en die partikelpelle op hierdie avontuur was.